Daar's hy. Het is wonderlik om 'n lewende woord te kan sit en ek vertrou werklik dat die Heilige Gees in ons sal belê, soos wat ek in die begin van ons diens gesê het. Dit wat ons nodig het om hier uit te stap en ons lewens anders te leef as die res van die wêreld. Ons kan nie as kinders van die Here wat God verstaan, wat God ken, ons kan nie dieselfde lyk, praat en optree as 'n wêreld wat verlore is. Dit maak net nie sin as ons inpas nie. Dit maak nie sin as ons blend nie. Dit maak nie sin as ons deel is van hoe daar gepraat word, hoe daar opgetree word. Die feit dat ons Christus in ons lewens het, beteken dat ons anders is. Ons is anders nie deur ons talente, nie deur ons krag nie, nie deur ons vermoëns nie deur ons geletterdheid of geleerdheid nie. Ons is anders omdat ons die voorreg het om te weet dat God het by ons kom intrek. Die Heilige Gees woon binne in ons. En ek wil vandag met julle praat oor die hulp van die Heilige Gees. Die hulp van die Heilige Gees. Dat ek heel agtertoe gegaan. Daar's hy. Daar's hy. Die woord sê, "Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God?" Eerste ding, almal wat vandag hier is, wat hulle lewens aan Christus oorgegee het die Heilige Gees ontvang. Daar's 'n verskil tussen om deur die doop van die Heilige Gees te beleef en om jou lewe oor te gee aan Christus. Wanneer jy jou lewe oorgee aan Christus, sê die Bybel, jou gees word een met God. So dit beteken op daai oomblik wanneer jy jou geloof in Christus Jesus plaas, is daar iets wat plaasvind wat jy nie kan sien met jou blote oog nie. Dit is 'n goddelike ingryping, dit is 'n miraculous work, dit is iets wat ons nie met die natuurlike denkpatrone en vermoëns van ons verstand kan uitwerk nie. Dis 'n goddelike gebeurtenis wanneer jy sê, Here, ek gee my lewe oor aan U, en jy word 'n tempel van die Heilige Gees, want die Heilige Gees kom woon dan binne in jou. Nou, net op daai oomblik wil ek hê dat jy net 'n sekond moet vat en vir jouself sê dat jy is 'n stuk prime real estate. You are prime real estate. Dat die God van die heelal sal kies om sy adres in jou te maak. Jy wat in hom glo, jy wat jou lewe aan hom oorgegee het God se adres geword. Dit moet jou eintlik spesiaal laat voel. Jy's nie net 'n jy nie. Jy's nie net iemand wat hier op aarde geplaas is om suurstof op te neem. God het gekies om jou sy tempel te maak, sy woonplek. Jy huisves die Heilige Gees. Nou ons ken die storie, ek wil nie te veel tyd hierop spandeer nie, maar die Vader, die Seun en die Heilige Gees is 3 afsonderlike wesens, maar tog onskeibaar een. Dit is God se karaktereienskap. Vader, Seun en Heilige Gees is een God, maar met 3 verskillende identifiseerbare karakters. Vader, Seun en Heilige Gees. So, die 3 van die Godheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is in God. Maar God is ook in die Heilige Gees. God is ook in Jesus. God is ook in die Vader. So, hulle is onafskeidbaar een gemaak. So wat my punt is wat ek probeer maak is, wanneer ons praat van die Heilige Gees woon binne in jou, dan moet jy verstaan dat God self is in jou. By jou. Jy is God se adres. Die werk van die Heilige Gees is van die begin af nog altyd
om na Jesus te wys. Ons praat baie daarvan in hierdie gemeente dat jy nie presteer, jy nie seën ontvang, jy nie heilig word nie, jy nie geregtig word deur jou werke of jou dade nie, maar jy word alleenlik al hierdie goed omdat jy na Jesus kyk. Ons haal ons oë van ons eie mens en ons eie pogings af en ons rig ons oë op Jesus en op dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En dit is die primêre werk van die Heilige Gees binne in jou. Die Heilige Gees het 'n boek geskryf, een boek, die Bybel. En die hoofkarakter waaroor daai hele boek gaan is oor Jesus Christus. En dit het nog nooit verander nie. Die Heilige Gees se werk in ons is om ons na Jesus toe te wys. Om ons weg te wys van ons swakhede, om ons weg te wys van ons mislukkings, om ons weg te wys van ons tekortkominge, om ons weg te wys van ons beperkings, maar om na Jesus te kyk en te sien dat by God is daar niks onmoontlik nie. By mens is daar baie goed wat ons nie kan doen nie. Ons het baie beperkings, maar ons oë is nie gefestig op ons en ons vermoëns nie. Hy leer ons om weg te kyk van onsself af en om te kyk na dit wat Jesus vir ons gedoen het. Jy is 'n tempel van God. Hy leef binne in jou. Die Bybel sê in Johannes 16 vers 7, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you." Ek dink die disippels was stom geslaan. Toe Jesus vir hulle sê, dis beter vir julle dat ek weggaan. Ek meen, as ek saam met Jesus gewandel het soos die disippels, sou ek dit nie wou hoor nie. Dat Jesus vir my sê, dis beter vir jou dat ek nou weggaan, want ek gaan weg, maar wanneer ek weggaan, stuur ek vir jou 'n helper, wat alles in jou en deur jou gaan doen. Dit wat ek nie kon doen nie, kom die helper en hy kom investeer in jou lewe wat nodig is om jou te help, om anders te lyk as die res van die wêreld. Ons kan nie God se adres wees en dieselfde lyk nie. Dan verstaan ons nie wie binne in ons bly nie. Dan besef ons nie die dinamis. Die Bybel sê dit is dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat nou binne in jou en binne in my woon. So met ander woorde, dit is nie 'n vakansiehuis wat die Here gekies het nie. Ek sê dit met respek. Die Here God het nie in jou kom bly om vakansie te hou en op 'n lazy boy te sit en agteroor te rus en oor die waters te kyk en te ontspan nie. Die Heilige Gees, God het in jou kom woon om jou te aktiveer, om sy lewe deur jou te leef, om jou te energize, om anders te funksioneer, om anders te dink, om anders te praat, om anders op te tree. Dit is die werk van God binne in jou, is om jou lewe om te ruil vir sy lewe, sodat sy energie jou dinamis word, laat sy energie jou woorde word, laat sy energie jou dade word, jou aksies word, laat sy energie jou denke word oor hoe jy jouself sien, oor hoe jy jou toekoms sien, laat hy jou totaal en al, die Engels sê, captivate, om jou te aktiveer in die koninkryk van God. Die ding is, ons sukkel met hierdie ding, want ons hoor baie van die Vader, die Seun, en ons praat van die Heilige Gees. Dis amper asof die Heilige Gees in die Bybel nie persoonlikheidskaraktereienskappe besit nie, want ons praat van die Heilige Gees. Maar ons moet verstaan dat die Heilige Gees is 'n persoon, soos die Vader en die Seun, is die Heilige Gees 'n persoon met goddelike eienskappe en karaktereienskappe en persoonlikheidstrends. Ek is besig om kom ons gaan nou so toe. Die belangrikste ding wat ons moet hê en die voorreg het om te hê, is om te lewe met die bewustheid van die Heilige Gees binne in ons. Die oomblik toe jy jou lewe vir die Here gee, het God binne in jou kom bly. Maar ons kan voortgaan om te leef asof hy nie hier binne in ons bly nie. Because if you do not recognize that God is in you, as jy nie toelaat en oorgee aan sy lewe binne in jou nie, gaan jy aanhou om jou lewe te lewe soos wat jy goed dink en
tot nou toe het dit seker goed uitgewerk, maar daar's meer in stoor. God het meer vir jou in stoor as wat jy in jou eie vermoëns het om dit te kan maak werk. So wat ek probeer sê is, jy kan 'n miljonair wees. Daar's 1 miljoen rand in jou bank. Maar jy's nie bewus daarvan nie. Jy eet salty cracks en Marmite. Noem die maand-eind snacks, né? Maar jou bank is gelaai met 1 miljoen rand, want jy's nie bewus van wat in jou bank is nie. En so is ons partykeer in ons Christelike wandel onbewus van die extreme wealth wat God in jou gedeponeer het, deur homself in jou te kom bly. En ons lewe ons manier, ons lewe ons reëls, in plaas daarvan dat ons daagliks bewus word van hierdie dinamus binne in ons wat daar is om ons lewens te verbeter. God wil nooit en sal nooit jou lewe agteruit laat gaan as jy hom volg nie. Hy sal jou altyd lei van krag tot krag. Hy sal jou altyd versterk. Hy sal jou altyd wysheid en kennis en insig gee. Hy sal jou altyd verhoog. God wil jou nooit agteruit laat boer nie. As ons hom volg, kan ons altyd weet, soos die skrif sê, die planne wat ek vir jou koester is planne van voorspoed en nie van onheil nie. Maar ons moet bewus wees, ons moet hom ken. 'n Mens spandeer tyd saam met iemand, ons spandeer meer tyd saam met sekere mense as ander mense. En hopelik is jou vrou een van die top rankings waarmee jy die meeste tyd spandeer. Maar soos wat jy tyd saam met iemand spandeer, leer jy daai persoon ken op 'n ander manier as wat jy iemand wat jy nou en dan sien sou ken. Jy begin maniere identifiseer, stemtone. Ons het nou smartfone wat wys wie bel. Maar voor ons die voorreg van smartphones gehad het en iemand bel jou wat jy goed ken, as hulle hallo sê, weet jy wie's dit. Hulle hoef nie te sê, want jy hoor onmiddellik die stem. Jy ken daai persoon, want jy spandeer tyd saam met daai persoon. As iemand van jou iets sê oor iemand wat jy goed ken, kan jy maklik sê, jy praat nou nonsens, ek ken daai persoon, sal nooit gebeur nie, want jy ken daai persoon. Ek kyk 'n CIA movie op Netflix en hulle het 'n ding wat hulle doen, hulle noem dit profiling. Nou profiling beteken hulle gaan en kyk na hierdie persoon se gedrag en hulle kyk na sy maniere en hulle kyk na sy ways en sy swakpunte en sy sterkpunte en volgens al hierdie research kan hulle bepaal waartoe gaan hierdie ou 10-1 hardloop as hy moet wegkruip. Uit sy persoonlikheid, uit sy karakter uittrek, sal hulle vir jou kan sê waarheen gaan. So met ander woorde, hulle doen 'n in-diepte studie van die persoon se maniere en menswees en uit daai storie kan hulle predictions maak. Maar my punt wat ek probeer maak vandag is, ons moet in 'n bewustheid kom waar ons saam met die Heilige Gees leef. Dat die Heilige Gees nie net die Heilige Gees is in jou mind, daar saam met God nie. Nee, die Heilige Gees bewustheid is hier binne in jou, hy's by jou. Ons moet hom leer ken. Ons moet sy stem ken. Ons moet hoor wanneer hy met ons praat. Ons moet weet wanneer ons ongemaklik voel, die Here is besig om met ons te praat. Hy wil ons die heeltyd leer, hy wil ons die heeltyd lei. Hy wil ons by die hand vat om die regte besluite te maak. Hy wil ons vat om suksesvol te wees in elke faset van ons bestaan. Maar ons leef partykeer ons eie way sonder om bewus te wees dat daar 'n stem en 'n God binne in jou is wat net sê, laat ek jou help. Laat ek jou net leer. Ons moet hom ken vir wie hy is. Ek het 15 slides en ons nou deur die eerste een. Ek weet nie hoe gaan ons hierdie storie klaarmaak nie. The Holy Spirit, or the Spirit testifies with our spirit that we are God's children. Die feit dat jy jou geloof in hom geplaas het,
sê die Bybel, that the Spirit testifies with our spirit that we are God's children. Skryf hierdie twee skrifte neer. 2 Korintiërs 1 vers 21. Now he who establishes us with you in Christ has anointed us in God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. 2 Corinthians 5:5. Now he who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. Die feit dat die Heilige Gees in jou kom woon, is jou waarborg dat jy 'n kind van God is. Want die eerste ding wat die vyand wil doen is, hy wil jou laat twyfel dat jy aan God behoort. Die eerste ding is, hy wil jou identiteit afbreek, want die feit van die saak is, omdat God in jou woon, moet jy verstaan, jou eerste ding wat jy moet weet, is, jy is 'n kind van die Allerhoogste God. Johannes 1 vers 12 sê, in almal wat in hom glo, het hy die mag gegee, om 'n kind van God genoem te word. Wat se mag? Die mag van God binne in jou, is jou waarborg dat jy aan God behoort. Die vyand wil vir jou sê, jy is nie goed genoeg om God se kind te wees nie. Die vyand wil vir jou sê, jy het te veel foute gemaak, jy kan nie meer in God se teenwoordigheid beweeg nie. En al die ander leuns wat ons baie keer al seker baie in ons lewens gehoor het, wat die vyand na jou toe wil bring, en wat doen hy? Hy maak dat jy in jou identiteit twyfel. En as jy twyfel in die feit dat jy 'n seun van God is, dan twyfel jy in al die beloftes wat ook saam met kindskap kom. Soos byvoorbeeld dat ek 'n erfgenaam en 'n mede-erfgename van Christus is. Nou as jy twyfel dat jy 'n seun of 'n dogter van God is, dan gaan jy twyfel in jou erfenis. Dan gaan jy twyfel in jou regverdigheid, dan gaan jy twyfel in jou heiligheid. Jy gaan twyfel in die feit dat God jou sy kind noem. Dis die eerste ding wat die Heilige Gees doen. Hy seël ons as met 'n waarborg dat ons aan God behoort. Almal van julle in hierdie gemeente wat kinders het soet kinders. Fantastiese kinders. En hulle was nog altyd net gehoorsaam. Hulle het nog altyd net gedoen wat ons en julle as ouers vir hulle gesê het. Is ek reg? Amen. Was dit amazing kinders? Maar ons weet dis nie waar nie. Hulle het al baie nie geluister. Hulle het al baie lynreg die teenoorgestelde advies gaan uitoefen as wat jy as ouer vir hulle gegee het, want hulle is mos slim en weet alles. Maar toe hulle nou hulle eie rigting gevolg het, of ongehoorsaam was, het dit beteken dat hulle nie meer jou kind is nie. Jy kon hom dalk hanteer asof hy nie jou kind is nie. Uit, slaap in die garage, whatever. Jy kan hom dalk so hanteer, maar die realiteit is, jou DNA is in daai kind se bloed. Jou fibers is in daai kind se bestaan. Of hy nou gehoorsaam was en of hy ongehoorsaam was, en as hy jou raad gevolg het of nie jou raad gevolg het, dit maak hom niks minder jou kind as wat hy of sy is nie. Dis jou kind, period. Jy kan dit nie verander, jy kan dit nie wegneem nie, jy kan, soos ek sê, jy kan hom uit die huis uitjaag, maar dit maak hom nie jou kind nie, dis nog steeds jou kind. En dis die identiteit wat ons in die Heilige Gees kry, wanneer hy ons seël as kinders van God. Dis 'n guarantee, dat God vir ons sê, ek is in jou, jy's my kind. Ja, jy luister nie altyd nie, ja, jy maak foute, ja, jy vat partykeer die verkeerde pad, maar dit beteken nie, jy's nie my kind nie, jy bly myne. Ek is lief vir jou, jy behoort aan my, en ek wil die beste vir jou hê. Sealed with the Spirit, as 'n kind van God.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Mense, die Heilige Gees gee ons hoop. Want daar's baie redes in hierdie wêreld om hopeloos te word. As jy om jou kyk, as jy luister na stories en jy na die media kyk en goed, kan jy maklik voel jy kan wanhoopig raak. Wanhoop is nie van die Here nie. Want die Bybel sê dat dit is Hy wat ons maak om oor te vloei met hoop. Deur wat? Deur die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, al lyk dinge nie goed daar buite nie, kan ons en weet ons dat ons hoop het, omdat Hy ons die krag gee om te weet alles gaan oukei wees. Met God aan ons kant kan ons 'n bende storm loop en Hy sal vir ons veg. Die Bybel is vol getuienisse waar die mense van die Here, die volk van die Here se rug teen die muur was en God vir hulle deurgekom het op bonatuurlike wysens en maniere. En ons het, soos Hebreërs 12:1 sê, we have a cloud of witnesses. Ons het 'n getuienis, ons het wolke van getuienisse. As ons in die Bybel kyk, as ons na ons eie lewens kyk, dat God al vir jou en vir my en vir sy mense deurgekom het tyd op tyd. Ons voel dalk baie keer die Here is bietjie laat. Het jy al ooit gevoel die Here is laat? Ek het. Maar op die einde van die dag was hy op tyd. Op die einde van die dag het hy beter geweet. Op die einde van die dag het ons nog altyd rede gehad om hoop te hê. Deur die krag van die Heilige Gees het ons die vermoë om te oorvloei, to overflow with hope. Johannes 16:8-11, of judgment because the ruler of this world is judged, of righteousness because I go to my Father and see you no more, of sin because they do not believe in me, and when He has come, I will convict the world of sin and righteousness and of judgment. Ek wil net iets duidelik maak. Hy sê, because the ruler of this world is judged, hy praat nou hier, the Holy Spirit is hy convict us, né? Convict us of righteousness because I go to my Father. Maar reg in die begin van hierdie skrif sê die Heilige Gees, the Holy Spirit is not the accuser. Accuser is een ding. Convictor is 'n ander ding. Ons moenie die twee de mekaar kry nie. The Holy Spirit convicts you, but He does not accuse you. Die vyand is die accuser of the brethren, not the Holy Spirit. So as jy ooit 'n stem in jou kop hoor, wat vir jou sê, jy's sleg, of wat vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie, of wat vir jou sê, jy's gediskwalifiseer, of wat vir jou sê, God het jou nie lief nie. As jy ooit 'n stem hoor wat jou afbreek, moet jy onmiddellik weet, dis nie die werk van die Heilige Gees nie. He is the convictor, en die belangrike, net een deel wat ek uit hierdie skrif, ek wil nie ons kan 'n halfuur praat net oor die skrif, maar ek wil oor daai tweede gedeelte praat waar hy sê, He convicts us of righteousness because I go to my Father. The Holy Spirit convicts you of righteousness because Jesus has gone to the Father to sit at the right hand of the Father because His work has been completed. The work of the Holy Spirit is to convince and to convict you of your new identity. The work of the Holy Spirit is to show you the way that God sees you. God sees you as righteous. God sees you as purified. God sees you as holy. God sees you as His son, as His daughter. God sees you as the one whom He loves unconditionally. En enige ander stem wat nie wys na Jesus en na dit wat Jesus gedoen het nie, is nie die stem van die Heilige Gees nie. Onthou mense, die duiwel, of die vyand, gaan nie met 'n massive duiwelpakkie agter die bos uitspring en sê hier's ek nie. Né? Dit gaan nie so, hy gaan stilletjies kom. Hy gaan probeer lyk of hy die werk van God doen, deur om vir jou te kom sê, jy's sleg, jy moet aan jouself werk.
tel 'n bietjie, jy moet jou sokkies optel. Anderste, het jy moeilikheid met die Here. Né? Dis nie die werk van die Heilige Gees om jou sleg uit te maak nie. Die Heilige Gees se werk is om jou te wys wat het Jesus van jou gemaak. Van die oomblik toe jy jou geloof in hom sit, toe maak Jesus van jou 'n nuwe skepping. Hy maak van jou dit wat verlore was in die eerste Adam, dit wat vol sonde was, dit wat apart van God was, het hy kom recreate, hy het 'n nuwe skepping gemaak, wat heilig is, wat geregtig is, wat aan God behoort, op so 'n manier dat God gekies het om binne in jou te kom bly, sodat jy hom kan ken en in verhouding met hom leef. Dit is hy, die Heilige Gees, wat jou hierdie waarhede wil openbaar, nooit om jou sleg te sê nie. The Holy Spirit is not an accuser. The Holy Spirit will convict you and convince you of what Jesus has done. Amen. Okay. Hoe doen ons vir tyd? Ons is amper daar. 1 Peter 1 verse 2, you have been chosen through the sanctifying work of the Holy Spirit. Toe ek hierdie skrif lees, val dit my op dat hier nie staan that you have been chosen through the sanctified work of Christ. Sanctifying beteken 'n voortdurende, aanhoudende werk. So die werk van die Heilige Gees, you have been chosen through the sanctifying work of the Holy Spirit. Met ander woorde, die Heilige Gees is voortdurend besig om jou sanctified te hou. Met ander woorde, dit is soos om voortdurend in 'n stort te staan. Dit is voortdurend om in 'n reinigingsbad te sit, waar jy voortdurend rein gehou word, skoon gehou word. Gees, siel word die heeltyd gereinig deur die teenwoordigheid van God binne in jou, because it is a sanctifying work. There's a work that is continuously taking place. When you fall, He sanctifies. When you make a mistake, He sanctifies. When you trust in your flesh, He sanctifies. He's there to continuously sanctify you, because if you were not sanctified and continuously sanctified, you would not be continuously holy, and that would mean God could not live within you. Water en olie meng nie. God wat geregtig is, kan nie in ongeregtigheid woon nie. So the work of the Holy Spirit is continuously sanctifying you, keeping you in a condition of supreme holiness, because God stays there. God kon nie daar bly as jy nie voortdurend gereinig word deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. You are being sanctified continuously. Nou weer eens, raak ek net weer daaraan, dis nie 'n rede vir jou om in die modder te gaan rol nie. Die modder stink, en dit is vuil, en jy lyk sleg as jy in die modder rol. So dis nie, oh God is sanctifying me, kom ek gaan rol in die modder. Nee, die Heilige Gees is daar, wanneer jy 'n fout maak, om seker te maak, jy weet, jy is heilig voor hom, en hy woon in jou. Nie deur jou werk nie, nie deur jou dade, aksies nie, maar deur die teenwoordigheid van God binne in jou. Ek haas na die einde. Kom ons gaan een aan. Handelinge, die ekkinge, sy kop verloor hierso. Waar is hy? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Weet jy wat is die ding met hierdie wonderlike verhouding wat ons met die Here het? Is that His ways are higher than our ways. En dit sal altyd so bly.
Jy kan nie wees en jy kan nie dit bemagtig wat God vir jou voorberei het as jy nie gaan staatmaak op die krag van die Heilige Gees nie. Because his ways are higher than your ways. God se drome moet jou bang maak, want jy moet besef, ek kan dit nie alleen doen nie. Kan nie. His ways are higher than your. His dream about you is greater than your ability to achieve that dream. Kom ek sê dit so, en dit is nou nie om enige iemand in 'n slegte lig nie, ek gaan myself, as God se droom vir my, of as ek God se droom vir my lewe in my eie vermoë kon vermag, dan was dit maar 'n baie klein droompie. Dan was dit maar 'n gemiddelde droompie. As ek dit self kon uitfigure, as ek dit self kon maak werk, as ek dit self kon bemagtig, dan was dit nou maar 'n average storie. Maar jy sien, God is nie average nie. En hy het ook nie 'n average plan vir jou lewe nie. Hy het nie 'n average droom vir jou lewe nie. Jou toekoms is ingekleer met sy heerlikheid, ingekleer met die uitspansel van sy goedheid, en jy in jou vermoë, jou menslike limited abilities kan nie daar uitkom nie. Daarom is dit noodsaaklik dat jy verstaan dat jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Krag in die sin dat hy jou sal leer, hy sal jou lei, hy sal jou wysheid gee, hy sal jou kennis gee, hy sal jou rigting gee, jy sal sy stem hoor, gaan links, gaan regs, hy sal jou guide in alles waarmee jy besig is om op die regte tyd, op die regte plek te wees, sodat die Here sy droom wat groter is as jy kan bereik. Ons kan nie daar uitkom as ons net op onsself gaan staatmaak nie. Dit is 'n hopelose geval. Maar wanneer ons besef, God homself bly hier, en hy is hier om my te help om sy droom te leef. Maak 'n mens excited, want hy gee jou die vermoë om daar uit te kom. En ek sluit af met die laaste skrif. Joshua, kom hier so, seun. Kom sit hier so. Okay, Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, patience, kindness, goodness, fruitfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Ek het hierdie al baie in hierdie gemeente gesê, ek wil net afsluit hiermee. Die skrif sê it's the fruit of the Spirit. Jy en ek kan nie vrug produseer nie. Ons kan vrug dra. Hy is die een wat produseer. He produces love, he produces kindness, he produces patience, he produces the fruit. We have the privilege of bearing the fruit. We have the privilege of allowing the fruit of the Spirit to hang on our branches for others to see that we are different. Maar jy sien, ons probeer vrug produseer. Jy kan nie. It's the fruit of the Spirit. En as jy dit besef, dan verstaan jy dat dit nie iets is wat jy moet nou maak werk nie. Dis 'n reliance on him. Is patience 'n vrug? Ja. Jy sien, dis my een wat ek die meeste op moet fokus vir die Heilige Gees om sy werk binne in my te doen, om oor te gee aan daai vrug wat hy reeds hier produseer het, is om geduldig te wees. Of wat noem jou vrug hier daar wat jy die meeste nodig het. Kom nou tot op 'n plek waar jy besef, jy kan dit nie produseer nie. Jy erken dat God dit in jou produseer en jy gee oor aan sy lewe binne in jou. Dis baie makliker as om dit self te probeer maak. Ek het al gebid, Here, gee my geduld om wat mee te maak, om dit te skwander. Want ek kan nie in my vermoë, as jy dit vir my gee, gaan ek daaroor val.
Maar as ek op hom vertrou, sy geduld binne in my, sy lewe binne in my, en wanneer omstandighede en situasies na vore kom waar ek geduldig moet wees, dan kom ek op 'n plek waar ek moet sê, Here, ek gee my lewe, my besluite, my aksies en my dade nou oor aan u lewe binne in my, aan u vrug, die vrug van geduld binne in my. En ek dink nie, ek weet, teen die tyd wat jy klaar hierdie gesê het en oorgegee het, voel jy al, dis nie ek nie, dis hy, sy lewe binne in my. Amen. Kom ons gebruik nagmaal. Vandag se die kernpunt wat ek wil maak, 2 dinge. Ons moet 'n bewustheid van God kry wat binne in jou woon. Dit help nie ons eet salty cracks en die Here het ons uitermate geseën met alles wat ons nodig het nie. Ons kan daarsonder leef omdat jy nie bewus is daarvan nie. Tweedens, die Heilige Gees is daar altyd om na Jesus toe te wys. Never going to accuse you, but always convict you of what Christ has done for you. Dis sy lewe binne in jou wat jou gaan help om sy droom vir jou lewe uit te leef. Amen.